Baie welkom, ek glo en vertrou dit gaan baie goed met u en aan die woord van die Here vir u altyd baie kosbaar en belangrik is. Nou baie dankie dat u ingeskakel het, ek gesels in 'n reeks oor die spreek in ander tale, die gawe van tale en vandag gaan ons kyk na die orde in die gemeente. Wat leer die woord van die Here vir ons ten opsigte van die orde wat daar moet wees volgens 1 Korintiërs 14 vers 33. Nou, ons moet gaan kyk of hierdie wat ons vandag in ons hedendaagse samekomste sien werklik volgens die Bybelse standaarde is dit volgens Bybelse voorskrifte en u gaan baie geskok wees. Maar dit is baie belangrik dat ons kyk na hierdie gawe en natuurlik die orde wat in die gemeente, natuurlik nie buite die gemeente nie, maar in die gemeente moet plaasvind. Ek gaan vir julle 'n paar videoklips speel en ons gaan alles beoordeel volgens die skrif. So kom ons gaan kyk daarna. Nou die gawe van tale, soos ek reeds gesê het, is 'n gewone aardse taal, is 'n language, glossa. En daarom, as dit relevant sou wees, dat dit vandag in kerke wêreldwyd gebruik sou word, en dan moet dit gaan volgens Bybelse voorskrifte. En dit is baie belangrik. Nou die woord van God maan ons dat alles ordelik moet geskied in die gemeentes, veral as dit gaan oor die gawes van die Heilige Gees, 1 Korintiërs 14 vers 26 tot 33. Nou kom ons gaan lees daai skrifgedeelte. Hoe staan die saak dan, broeders, wanneer julle saamkom, dan het elkeen van julle 'n psalm of 'n lering, of 'n taal of 'n openbaring of 'n uitlegging. Laat alles tot stigting geskied. En as iemand in 'n taal spreek, laat dit dan wees 2 of hoogstens 3, en by beurte, en laat een het uitlê. Maar as daar geen uitleier is nie, laat hy in die gemeente swyg en laat hy met homself en met God spreek. Nou goed, want God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges. 1 Korintiërs 14:33. So alles moet ordelik geskied in die gemeente. En ek is bekommerd as ek kyk na baie van ons charismatiese kerke, dit is absoluut, daar is geen orde en Bybelse voorskrifte volgens die spreek in tale, die uitleg van tale nie. Wanneer daar instap, sal jy baie keer vind dit almal gelyk in tale bid en dis die mekaar chaos en dis geen Bybelse voorskrifte nie wat hier toegepas word nie. En dis baie bekommerd. Nou kom ons gaan kyk na een van daardie video's waar dit dan ook so plaasvind. Bring me those young children in the back. Quickly, get them up here. The power is so strong on them. The power is so strong on them. My God. Carry him if you need to. Carry him if you need to. Oh, Jesus, fire! Socorro, fire! Socorro, Kiria Sonda no Socorro, Soto no Sonda. Come on, somebody worship him. Just stay out of the way of the people. Just want to make sure this gets captured. God's doing this for a... Nou ja, dit lyk baie bekend. Ons sien dit in ons hedendaagse kerke, die Toronto Blessing, die charismatiese kerke. Dit is iets wat absoluut skokkend is. U gehoor hoe almal gil en skreeu en hoe hy heeltyd in tale gibberish praat en daar's geen uitleg van tale nie. Die woord sê ons duidelik dat iemand dit moet uitlê. As iemand in 'n taal praat, laat iemand dit uitlê. Hier sien niks hiervan nie. Dis 'n prayer language, hulle gil en is Jesus se naam word uitgeskreeu en as dit groter krag gaan dra en kan dit nie op 'n ordelike wyse geskied nie. Maar hierdie goed word vir ons mense geleer, hulle dink dit is normaal. Jy kan natuurlik die vreemde manifestasie sien wat daar plaasgevind het en dit is bloot chaos. Dit staan nie in die woord van God nie. Dit word nie gevind in die gemeentes van God nie, wat volgens Bybelse voorskrifte aan ons voorgelê word nie. Maar hierdie mense glo dat hulle absoluut korrek is en dit is absoluut waar die misleiding inkom. Nou ek wil vir julle nog 'n videoklip gespeel van ek dink pastoor
Fitzpatrick, hy's ook in die Toronto, in Amerika, een van hierdie charismatiese bewegings. Kyk nou waar hy staan en dan gaan hy vir almal sê om in tale te bid. Maar dit is nie 'n taal nie, dit is nie 'n glossa nie, dit is maar bloot gibberish, want hulle glo dit is nou die tale wat hulle ontvang het en niemand leer dit uit nie. Kom ons gaan luister. Let's stand and pray right now. Shararabarabasatarabayando. Come on, help me out right now. I want you to lift your voice. Everybody, help me pray. Come on, help me pray, church. I don't want you to pray in 2 minutes. I want you to pray. Come on, help me. Shararabaramasotobabayando. Boramamando. Come on, cry out to the Lord. We lift him up, Lord. Shararabarramasanda hobando. Betarabapapandri bibiande. Man, it's time to pray, church. I believe our nation is in the balances. Shabarabo robo korebeando. Medarana basana mamayando. Shararaba ramando horama salamando. Bidaraba kupana mayande. Bakarabo sataba babakata. In the name of Jesus Christ, Lord, Holy Spirit, move, Holy Spirit. Nou vir enige leraar wat sy sout werd is, wat die gesonde leer van ons Here Jesus Christus verstaan, maak dit enigstens sin. Rym dit met 1 Korintiërs 14 vers 26 tot 33. Staan dit geskrywe in die woord van God dat dit so moet geskied. Maar jy sien, hierdie mense glo hulle die salwing en hulle praat in tale, dis 'n prayer language en almal praat gelyk. Dit staan nie in die woord nie, dis groot misleiding wat in ons kerke plaasvind. En daar's baie mense wat nie met my wil saamstem nie, maar ek wil vir u waarlik sê, God is nie tevrede met sulke gedrag nie. God is nie tevrede dat sulke wanpraktyke en onbybelse en onskriftuurlike praktyke plaasvind binne ons kerke nie. En as die tale nou regtig relevant sou wees, dan sou dit wees om dit dan ook uit te lê, sodat daar stigting kan wees in die gemeente. Want dis waaroor dit gaan, en dis waaroor 1 Korintiërs 14 gaan. Dis om die taal wat iemand sou praat in 'n kerk of in 'n diens, dat iemand dit sou uitlê. Dis nie 'n private prayer language soos vandag geleer word nie. En daar's baie mense wat in misleiding is, en misleiding gaan lei na afval. Die misleiding wat hierin is, kan jou geloof skend. Ons moet versigtig wees. Maar dit is wat hierdie mense doen, en hy praat nou in tale, en hy vra die hele gemeente om saam te bid, en niemand leer dit uit nie. Dit is bloot gibberish. Bloot absolute gebrabbel, en niemand verstaan dit nie. Niemand word gestig in die gemeente nie, daar's geen orde nie. Nou, wanneer ek 1 Korintiërs 14 vers 23 gaan lees, dan staan daar, as die hele gemeente dan saam vergader, en hulle sou almal in tale spreek, en dis wat hier gebeur het in hierdie video, en daar kom onkundiges of ongelowiges binne, sal hulle nie sê dat julle kranksinnig is nie? Natuurlik, en dis wat Paulus aan hierdie gemeente probeer sê, hulle het presies dieselfde gedoen. En dit is absoluut hoekom die wêreld daar buite lag, en dink dat ons maak van ons gekke, is omdat ons nie God se instruksies volgens sy woord nakom nie, en dat ons dit nie toepas volgens Bybelse voorskrifte nie. Daarom is die gawe van taal en die uitleg gegee, juis in die gemeente. En dis nie gibberish nie, dis 'n taal wat jy nie verstaan nie, wat God jou die vermoë gee om dit te kan verstaan, en dit oor te dra met die uitleg daarvan aan ander mense, om dit wel te kan verstaan. Maar hierdie chaos hou nie op nie. Kom ons gaan kyk na Guillermo Maldonado. Hy's in Amerika, King Jesus Ministries Miami. Kom ons gaan kyk wat hy doen.
Are you ready to expand your spirit? Every eye closed, and those that are watching by the internet, I want you to connect in the spirit. Hands up. Hands up. And we're going to pray. So we're going to start 1, 2, 3 and pray. But you press it on, not the same tongue. Are we ready? 1, 2, 3, now. Remember the sound. You guys, same thing. No sound. Musicians, everybody praying in tongue. Let's increase the sound. Solo chita, proto chita, obreto soto rebaka. Your brebastic is very hot here. Very hot. Sobrevocoto. Yerroboso. Put the lights down. Oh, shit, rebaka, sharaba. Yebro tuste. Oh, soto breta. No brebaso, cobrabaso. Come on, John. Nou, u kan duidelik die chaos hoor. Dis absoluut chaos. Daar is geen orde in hierdie gemeente nie. Nou dink jy dat Jesus wat die hoof van die kerk is, hy is die hoof van die gemeente, dat hy tevrede is, dat hierdie instruksies wat hy gegee het aan Paulus om aan die kerk mee te deel, dat dit nie nagekom word nie, is God tevrede? Ek dink daar's baie dinge waarmee God ontevrede is. Maar aan ongehoorsame mense, mense wat dwaal met die skrifte, ons gaan voor 'n lewende God staan, as ons eendag, en as ons gered is, en ons het hierdie dinge beoefen, en gaan ons voor 'n lewende God staan, en ons gaan rekenskap gee. Maar nou ja, dit is baie, baie erg, wat jy gesien het, hier almal praat gelyk in tale. Nou, waar is die orde waarvan 1 Korintiërs 14 praat? Almal praat in tale na die telling van 3, hy gaan tel 1, 2, 3, en dis chaos, daar's geen uitleg van tale nie, en dit gebeur wêreldwyd, in baie, feitelik al ons hyper-charismatic churches, dit gebeur daar, en dit is absoluut nie ordelik nie, dis chaos, totale chaos. Nou soos ek reeds gesê, daar is die skrif weer, as hulle nou sou inkom daar, en as ongelowiges dit inkom, gaan hulle dink, julle is mal, julle is kranksinnig, julle is van julle koppe af. En hulle kom nie by die begrip van God het sekere voorskrifte vir ons neergelê om hierdie goed te beoefen nie. Ek sê weer, as tale werklik relevant was vandag, ek glo persoonlik dat dit is nie meer nodig nie, want ons het, almal praat Afrikaans, almal kan Engels verstaan. Dit was in daardie tyd belangrik, want die tale was nie magtig gewees vir almal nie, en kon nie dit verstaan nie. Nou, dit is baie ernstig, dit is 'n ernstige saak, waaraan ons moet aandag gee, en as jy in daardie kerk sit, gaan kyk, of hierdie mense werklik by die voorskrifte van die Bybel uitkom. En as hulle dit nie doen nie, en hulle gaan aan daarmee, is dit tyd vir jou om te dink, dat 'n mens moet kom by 'n kerk, wat die gesonde leer van die Here Jesus gaan nakom. Nou goed, ek gaan afsluit. Dit wat ons vandag sien, is geen Bybelse orde nie. Nie net is die tale bloot gibberish nie, maar daar is by die oorgrote meerderheid samekomste niemand wat die Bybelse taal praat met iemand wat dit uitlê om die gemeente te stig nie. En daarom moet u besin, as u in so denominasie sou sit, en hierdie goed vind plaas, dit is onbybels. Dit is onbybels, dit kan jou geestelike lewe skade aandoen, en daarom moet ons besluit waar ons wil staan met die Bybel. Nou ja, tot 'n volgende keer, wanneer ons weer gaan gesels, mag die Here u seën, totsiens.